Meneer Pieter, baie dankie vir die voorreg dat ek hier kan preek vanoggend. Het is 'n groot voorreg, lekker om almal weer te sien. En ek dink so half nostalgies terug in iets. Tannie Rita sal hierdie nou verstaan. Jare terug, verskoon tog. Ja, so nou en dan het daar so Jelly Baby. Kan Tannie Rita onthou? Het Tannie Rita seker Jelly Babies hier op die kansel gesit. Maar dis eintlik 'n privaat grappie tussen my en haar. So as jy dit wil weet, gaan vra vir haar. Toe ek nou hier staan, toe onthou ek dit nou. En ek wil ook vir almal baie dankie sê. Julle weet ek was vir lank baie siek gewees. Baie dankie vir almal se boodskappe, gebede. Die Here is baie goed vir my, ek sal baie beter. Ek is nog nie 100% nie. Ek is so 98% maar die Here is regtig vir my so goed. En sonder die Here is die mens werklik verlore. Ons tema van vanoggend is Christus word verkondig. So blaai saam met my in die woord Filippense 1. Filippense 1, ons gaan lees vanaf vers 15 af. So ons tema vanoggend is die woorde van Paulus, Christus word verkondig. Net so 'n bietjie agtergrond, die boek Filippense is geskryf aan die gemeente in Filippi, terwyl Paulus in gevangenskap was. So hy skryf die brief uit 'n baie moeilike omstandighede. So ons lees saam vanaf vers 15, Filippense 1 vanaf vers 15. Daar is wel party wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus, omdat hulle my liefhet en weet, dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend, uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. Ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Net tot sover. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net saam. Dierbare Here Jesus, ons is so dankbaar vandag vir die wonderlike voorreg wat ons het, om vanoggend hier te kan wees, Here Jesus. Here, om te weet dat U is hier saam met ons. Want ons weet, Here Jesus, U woord sê vir ons, U is Immanuel, God by ons. En ons is dankbaar vir die wete ook, Here Jesus, dat U woord is die waarheid. En Here, ons bid, waar U woord sy loop gaan neem. En nie net hier nie, maar Here, in die dorp, oral in ons land, oor die wêreld, Here Jesus, dat mense sal hoor, daar is verlossing, in net een naam, en dit is Jesus Christus. Vader, dankie dat U die wêreld so lief gehad het, dat U seun nie gespaar het nie. Ons bid, Here, en ons erken, Here, ons bely ons afhanklikheid van U. Ja, Here, wie sal U nie loof nie? Wie sal U nie prys nie? Wie sal U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig. U wat die naam bo elke naam is. U wat rein en heilig is, sonder vlek of rimpel. U wat die leeu van Juda is, die bewaarder van Israel, wat nooit sluimer of slaap nie. Here, vir U wil ons aanbid. Ons wil U aanbid in gees en in waarheid, want Here, U woord sê, dat U soek die wat U so aanbid. Here, ons wil onsself vir U vooruitmoedig. En ons besef ook, Here, dat ons skiet ver tekort. En ons kan nie sonder U nie. Kom en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons heel eerste punt, Paulus se blydskap. Ek wil lees vers 18, net weer vir julle lees.
Maar wat maak dit saak in elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, of op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly, en sal ek my ook verder verbly. So Paulus, soos ek gesê het, skryf hierdie brief uit die tronk uit. Nou ek weet nie, wie van julle was al in die tronk? Jy hoef jy hand op te steek nie. Liewers nie. Ek was vir 17 jaar, was ek in die tronk, want ek het daar gewerk. En ek kan vir jou eerlik sê, die tronk is nie 'n lekker plek nie, veral nie in daardie tyd nie. Vandag se tronk is baie anders, is eintlik baie meer modern. So Paulus kom en hy skryf, hy's in die gevangenis, en hy skryf hierdie brief, eintlik gaan dit sleg met hom. Hy's op 'n slegte plek. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie, maar hy getuig van sy blydskap in die Here Jesus Christus. 2 keer in vers 18 noem hy sy blydskap, getuig hy dat hy is bly. En uit 'n menslike oogpunt is dit al vreemd om te sê, Paulus, hoe kan jy bly wees? Jy sit in die tronk, jy kry swaar en jy's bly. Maar Paulus is nie bly omdat sy familie hom later gaan kom besoek of sy vriende gaan 'n draai by hom kom maak nie. Vir hom gaan dit, hy is bly want die evangelie van Jesus Christus word verkondig. Want dis vir hom die belangrikste. Dit gaan nie vir hom hoe dit gedoen word nie, want ons het nou gelees, daar's mense wat die evangelie verkondig, want hulle is afgunstig, hulle is jaloers. So dis hoekom hulle die evangelie verkondig. Maar Paulus sê, hy verbly hom, want die evangelie word verkondig. Met ander woorde, Paulus se fokuspunt is nie mense se motiewe nie. Mense se motiewe hou hom nie terug van sy blydskap af nie. Jy sien, hy vind sy vreugde in die feit. En dis wat vir Paulus belangrik is. Dit gaan oor die Here Jesus Christus. Oor hom alleen. Daar's niks belangriker as dat die evangelie van Jesus Christus. En as ek sê evangelie, dan praat ek die ware evangelie wat ons lees in die onfeilbare woord van God, wat verkondig moet word nie. Die mense verkondig dit in die tronk uit afguns, uit jaloesie. En hulle dink, hulle spyt al vir Paulus. Maar hier kom Paulus en hy sê, ek verbly my daaroor, ek is dankbaar daaroor, want ten minste gaan die evangelie uit, ten minste hoor mense, daar's verlossing deur Jesus Christus, die naam bo elke naam. Jy sien, Paulus se fokuspunt is nie die motiewe van die mense nie. Sy fokuspunt is die Here Jesus Christus. En dit moet my en jou fokuspunt ook wees, altyd in ons lewe. Die dag as jy werklik bely het jy 'n kind van God is. Hoorie, kan ek vir jou sê, ek toe ek 12 jaar was, het ek baie gesê, luister jy word nie 'n kind van God gebore nie. Die wêreld leer dit vir jou. Daar's 'n term universalisme. Dit beteken almal gaan hemel toe. Kan ek vir jou sê, dis absoluut 'n snert. Dis nie vir die Bybel leer nie. Johannes 3 vers 3 sê net hy wat wedergebore is sal die koninkryk van God beerwe. So met ander woorde, as jy waarlik 'n kind van God is, Johannes 1 vers 12 sê vir die wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Dis wat Paulus was. Weet jy interessantheid, wat was Paulus se naam gewees voorheen? Is iemand hier voor, was dit jy Maria? Janine, as ek 'n sjokolade gehad het, het ek hom nou vir jou gegee. So Paulus was ongered gewees. Hy is nie 'n Christen gebore gewees nie. Daar bestaan nie so iets. Ek het altyd gesê, dis nie te sê as jy in 'n gras gebore is, jy's 'n kar nie. Jy moet die Here aanneem as jou verlosser en saligmaker. Met ander woorde, dan moet verandering in jou lewe plaasvind. En daai verandering doen net die Here Jesus Christus. En hier kan ons dit sien aan Paulus se lewe. As jy lees in Handelinge, dan lees jy Paulus en Silas is in die tronk. Wie van julle weet wat hulle gedoen toe hulle in die tronk was? Hulle het lofliedere gesing. Lofliedere ter eer van die Here Jesus Christus. Dis die liefde van Christus, ongeag die omstandighede. Ek wil so 'n bietjie vir julle vertel van Josef. Almal ken Josef in die Bybel se storie. So ek wil in 5 sekondes net ietsie daaroor noem. Omdat julle Josef se broers, was jaloers op hom gewees, hulle verkoop hom, hy beland in Egipte,
by Potifar se huis. Hy het 'n moeilikheid op met Potifar se vrou. Hy beland in die tronk vir omtrent 10 jaar en op die einde van die dag word hy tweede in bevel in Egipte. En dan kom hongersnood en Josef se broers kom. Hulle herken hom nie. En hy stuur hulle terug, hy sê gaan haal julle pa. En toe Josef se pa aankom, toe begin hy net te ween en hy sê dis ek is julle broer. Ek wil vir julle lees Genesis 50 vers 20. Josef se woorde: Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Jy sien, Josef se broers het hom verraai. Hulle wou hom te nagekom het, maar die Here God het dit gebruik om sy plan te bewerkstellig. En so is dieselfde met Paulus. Al verkondig die mense die evangelie uit afguns of uit jaloesie, dit gaan nie vir Paulus daaroor nie. Vir Paulus gaan dit oor een ding, en dit is Jesus Christus, die belangrikste in die hele wêreld. En ek hoop dat jy ook dieselfde belydenis kan maak as Paulus. Dat daar vir jou niks belangriker sal wees as die Here Jesus Christus nie, as jou verlosser nie. Een ding is seker. Niemand sal ooit die evangelie van Jesus kan stop nie. In die verlede het so baie mense dit probeer, sonder enige sukses. In die toekoms gaan baie keer dit gebeur. Hulle gaan dit probeer stop. Ons sien dit in vandag se tyd. Ons lewe vandag, die wêreld is boos. Alhoewel predikers sê, as niks niets onder die son nie. Maar wat vroeë jare sonde was, is vandag aanvaarbaar. En die mense is vinnig om vir jou te sê, wie is jy om te oordeel? Het jy al gehoor? As jy sonde by die naam noem, kan ek vandag vir jou sê, luister nie, my opinie, jou opinie, weet jy wat beteken dit? Niks. Is niks. My en jou opinie beteken niks nie. Dis wat die woord van God sê, wat die waarheid is. Al sê die wêreld wat? Paulus sê vir Timoteus, in die laaste dae sal mense vir hulle predikers kry, wat preek wat hulle ore wil hoor, om hulle gehoor te streel. En ons sien dit. Daar's baie goeie predikers daar buite. Eintlik nie predikers nie, hulle is filosowe. Praat net, bring die goeie nuus. En luister hier, ons almal weet dat God is 'n God van liefde. Ons weet dit. Maar die ouens wil nie altyd verkondig dat God is 'n regverdige God. 'n God wat die sonde haat nie, wat die sonde straf. Mense wil dit nie hoor nie. Die evangelie van Jesus sal nooit gestop kan word nie. Weet jy hoekom nie? Want ons staan by die enigste, alleenwyse, 3-maal heilige, lewende God. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Sy woord is lewend en kragtig, dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Sy woord is onfeilbaar, al sê die wêreld, hoor jy, die Bybel is nie meer akkuraat nie. Dit is hartseer om te sê, maar as mense, daar selfs predikante wat hulle self Christene noem, wat sê die Bybel is geskryf vir die mense in daardie tyd. Hoe kan jy daarmee saamstem? Die Bybel is die woord van God, dis die waarheid. Ons moet onwrikbaar daarin glo. So die Here God gebruik selfs slegte motiewe van mense, kan hy gebruik om sy wil te laat geskied. Want hy is God. Hy is soewerein. Hy is almagtig. So hierdie moet vir my en vir jou, dit moet ons bemoedig. Want as mens die wêreld so kyk, en dan sien mens al die haat en die seer kry, en die lyding en die pyn van mense, dan wonder 'n mens baie keer, maar hoor die werk die evangelie dan ooit? Sien mens ooit iets goeds gebeur wat die Here doen? Want al wat ons op die media sien is al die slegte goed. Kan ek jou antwoord? Ja, onopwonde, ja, beslis. Hierdie teks bevestig vir ons dat God is altyd in beheer. Al gebeur wat.
Paulus is in die gevangenis, selfs in die tronk, word die evangelie verkondig. Ek weet nie of julle al gehoor het van 'n man van die naam van Richard Wurmbrand nie. Het julle al? Enigiemand, steek die hand op, want ek het kan lyk iemand, niemand nie. OK. Richard Wurmbrand is 'n man wat jare terug, die Eystergordyn daar in Rusland, Roemenië, is gister 'n wreed vervolg gewees. En hy het opgestaan, hy was 'n Christen, hy en sy vrou. Lang storie kort, hy word gevangene geneem. En die soldate het hom gemartel, wreed gemartel. Maar hoor hierdie mooi storie. Terwyl hy in die tronk sit, kom maar mense tot bekering saam met hom. En later is daar van die wagte wat hom gemishandel het, saam met hom om die tronk, hulle het tot bekering gekom. Maar Wurmbrand maak 'n ooreenkoms met die wagte en sê vir hulle, luister hier, kom ons maak 'n ooreenkoms. Julle kan ons martel, maar gee ons eers kans, dat ons eers in die oggend kan saam bid en saam lofliedere sing. Dan kan julle ons martel. In die gevangenis. Nou is ons aanbid 'n lewende God. 'n lewende, almagtige God. Hy wat die onmoontlike kan vermag. Ons kom by die volgende punt. Die krag van gebed en die hulp van die Heilige Gees, Filippense 1 vers 19. Want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. So hier sien ons twee instrumente wat Paulus noem, wat hom help in die gevangenskap. Eerste een is, die gemeente bid vir hom. Die gemeente bid vir hom. Luister jy, 'n gemeente wat bid, is 'n gemeente wat geheg aan mekaar is. 'n Gemeente wat bid, daar's krag daarin, as gelowiges bid. Weet ek het al so baie keer gehoor wat mense sê, ag ons bid oor die saak. En so half so, ja, ek bid en dis nou maar, nee. Die oomblik as jy bid, moet jy weet, jy het direkte kontak tot die almagtigste God wat daar is. En hier kom Paulus en hy sê, hy besef sy afhanklikheid ook van sy medegelowiges, dat hulle gebede hom dra. En dan die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons weet, ons in die waarheid lei. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde, van oordeel en van geregtigheid. En ek dink as jy kind van die Here is, sal jy hierdie verstaan. Elke keer as jy sonde doen, dan weet jy, dit wat jy nou gedoen het is verkeerd. Dis die Heilige Gees wat in jou werk, wat jou herinner dat dit wat jy doen is verkeerd. Wat jy sien as jy 'n kind van God is jou verantwoordelikheid om 'n heilige lewenswandel te hê. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede en die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien nie. So as jy kind van God is, moet jy heilige lewenswandel hê. Ek kom amper op die einde. Laaste punt, die hoogste hoop, Christus verheerlik in my lewe en in my sterwe. Vers 20. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. So hierdie vers is die hoogtepunt van Paulus se vreugde en hoop. Jy sien Paulus kom sê nie hier, hoor hierso, ek hoop hulle laat my vry nie. Hoor hierso, ek het nou my deel gedoen in die gevangenis nie. Ek kry nou swaar en ek hoop dinge gaan nou vir my beter gaan nie. Jy sien Paulus kom, vir hom gaan dit net oor die Here Jesus Christus. Jy sien Paulus sê eintlik, luister, of ek doodgaan en of ek lewe. As hy lewe, dan gaan sy aardse bediening nog steeds voort. Hy verkondig die evangelie. En of hy sterwe, dan eindig sy aardse lyding. Jy sien, die eindresultaat ongeag, bly dieselfde, God word daardeur verheerlik. En dis waarin sy vreugde is. So Paulus se lewe beteken eintlik vir hom niks nie. Want Paulus weet hy het 'n hoë roeping en sy begeerte is
dat die Here Jesus deur sy liggaam verheerlik sal word. Hoor ek wil jy moet besef hoe diep hierdie eintlik is. Dat Christus verheerlik sal word in alles wat hy doen. En dat ek en jy dieselfde gesindheid sal hê as Paulus. Dat alles wat ons doen, alles wat ons dink, alles wat ons sê, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van God. As jy kind van God is. Want jy sien, hierdie vers is 'n oproep vir my en vir jou om jouself te ondersoek. Is jy werklik bereid dat Christus deur jou liggaam verheerlik sal word ongeag? Of is jy meer gepla oor wat mense van jou dink? Of jou reputasie? Of kan ek vir jou vra, is jy ernstig met die Here? Is jy regtig ernstig met die Here Jesus as jou verlosser en saligmaker? Of is materiële dinge vir jou nog belangrik? Mooiste kar, mooiste huis, eendag goed aftree. Vir Paulus het dit daaroor gegaan nie. Vir Paulus was dit net gewees, net solank Jesus Christus, net solank op hom gefokus word, as die verlosser. Ek wil ietsie vir julle vertel, ek was vir 'n jaar en 'n half baie siek gewees. So ek weet wat dit is om baie pyn te hê. Ek weet wat dit is om moedeloos te wees. Ek ken dit. En ek kan vandag vir jou getuig, die Here het my werklik deurgedra. En ongelukkig is daar vandag baie kinders van die Here, of mense, wat nie bereid is om die prys te betaal om Christus te volg nie. Want of jy dit wil weet of nie, om 'n kind van God te wees, om die Here Jesus te volg, gaan jou 'n prys kos. En nie almal is bereid om daai prys te betaal nie. Inteendeel, in vandag se tyd, as mense swaar kry, as die swaar tye kom, as die moeilike tye kom, as jy dag in en dag uit en jy lewe met pyn saam, jy sien, dan raak mense negatief. En mense vra dan, maar waar's die Here dan? Waar's die Here want ek kry swaar? Ek sukkel, ek kan nie meer so aangaan nie. Hoekom straf die Here my so? Hoekom gaan ek hierdie deur? Want God is dan 'n God van liefde. Hoekom vat hy dit nie weg nie? Ek wil jou antwoord. Ek het dit nie opgesit nie. Johannes 16 vers 33. Sê die Here Jesus, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. Ek sê dit vir julle, sodat julle vrede vind in my. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Hoor hierso. Dis nie te sê as jy 'n kind van God is, jy is gevry van siekte, van swaar kry, van pyn, van ellende nie. Ek het so baie goed by Brakpan geleer, maar een van die goed wat altyd my uitstaan, van Rita se maat in die Molly Venter. Ek kan nie onthou hoe lank terug sy dood nie. Rita, dis nou al die hele paar jaar terug, nee, 2016. En sy het hierdie gesegde gehad, wat ek nooit sal vergeet nie. Sy het gesê, ons moet so aan die Here vashou, dat jou kneukels wit word. En dis 'n mooi gesegde. Dis wat ons as kinders van die Here moet doen. Dis wat jou reaksie moet wees, as jy op moedverloorse vlakte is. Dis wat ons moet doen. Dat jy aan die Here sal vashou, dat jy sal vrede vind in die Here. Want ja, jou familie sal vir jou daar wees, as daar pyn is, as jy hartseer is, hulle kan jou ondersteun, maar niemand kan vir jou bied en vir jou krag gee, soos die Here Jesus Christus nie. Niemand nie, want hy is God. Jesaja 40 vers 29 sê hy gee die vermoeides nuwe krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Omdat julle vir Daniël se drie vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Koning Nebukadneser maak 'n baie hoog goue beeld. En elke keer as hy 'n trompet of iets blaas, dan moet die mense dit aanbid. Onthou julle daai storie?
Daai 3 manne sê, ons gaan nie buig nie. Ons sal nie buig nie. Hulle kom vir die koning. Hoor wat hulle antwoord. In vers 18. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs al doen hy dit nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, sal ons nie aanbid nie. Daai 3 manne sê reguit vir die koning. En onthou nou, die koning het die oond, die brandende oond, 7 keer warmer gemaak. Hulle sê, ons sal nie buig nie. Ons vertrou is in die Here. Maar hoor net, al red hy ons nie. Dis geloof. Dis geloof. Al red hy ons nie, sal ons nog steeds nie buig nie. Ons sal nog steeds bly glo bo alles. Ek wil afsluit. Mag ons vreugde vind in die wete dat ons in ons lewe, het sy nou lank of kort, het sy maklik of moeilik, dat ons 'n geleentheid het, dat ons die naam van die Here kan verheerlik deur ons doen en ons late. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons aanbid U, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God. Here, ons weet dat ons moet U ken en al ons weet, dan sal U ons baie gelyk maak. En Here, ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het, ook Here Jesus, vir die doop wat nou gaan plaasvind. Ons is dankbaar vir die feit, Here, dat U, soos Dawid van oud sê in Psalm 8, wat is die mens wat U in ons dink? Here, dat U ons so gereeld besoek met U goedheid. Here, U grootheid, U genade, U goedheid, sal ons nooit kan besef of omskryf nie. Maar Here, ons kom vanoggend in diepe afhanklikheid en harte wat gerig is op U. Here, ons buig voor U in aanbidding. Here, ons loof U. Ons prys U kosbare naam. Want daar is niemand soos U nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Middag almal. Dit is lekker om weer terug te wees hierso by julle. O, dis nog môre, ek sien. En ek wil net vir Dominee Jaco ook baie sê vir ook 'n baie mooi diens wat handel oor Christus en ook eintlik dat elke keer wanneer ons oë van Christus afval, is ons in die moeilikheid. En dan wil ek net voordat ek 'n geleentheid vir iemand gee wat 'n getuienis het, ook oor hulle struikeling met kanker, wil ek net 'n gedeelte met julle deel. En dit is met Jesus se doop self. En wat vir my altyd so spesiaal is, Stian en Bianca wat oor so 'n rukkie deur hierdie koue water van Brakpan gaan. Is dit vir my altyd spesiaal en ek hoop elke persoon wat hierso sit wat al deur die waterbad gegaan het, is om jouself te herinner aan die woorde wat God gespreek het toe Christus uit die water uitkom. En dit is, hierdie is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En mag dit vandag ook waar wees hier in ons midde. Ons is nie net getuienisse van hulle gehoorsaamheid nie, maar ook getuienisse van die vreugde wat gepaard gaan met dit om gehoorsaamheid en liefde te toon teenoor Jesus Christus. En sodoende mag ons groot vreugde vind as ons dit waarneem. Mag elkeen terugdink aan die dag wat hy ook deur dit gegaan het en net jouself herinner, wat beteken dit? Beteken ek verkondig vir Christus deur hierdie water, sy kruisdood, maar ook van hierdie punt af, volg ek hom nou in gehoorsaamheid. Volg ek hom in gehoorsaamheid nie om rede uit dwang uit nie, maar om rede ek wil, om rede hy is waardig van dit. En sodoende wil ek net 'n geleentheid gee vir 'n getuienis, en ja, Tannie is meer as welkom om vorentoe te kom. Dankie Tannie. Middag almal, ek wil net 'n getuie gee.
So 6 jaar terug, ons is 9 jaar in hierdie gemeente gewees. En 6 jaar terug het ek kolonkanker gekry. Hulle het my hele kolon verwyder. En ek dra die sokkie, maar ek was verskriklik siek. My man, Johan, het my opgedra. Dominee Jaco en Henry het my gedra. Die Here het my heel eerste gedra in die gemeente. En Johan het my opgedra na die kansel toe. En ek het hier vir die Here, vir almal gesê, die Here gaan my gesond maak. En dit is 6 jaar terug nou Januarie. En die Here het my gesond gemaak. En ek kan nie die Here genoeg dankie sê nie. En dat ek nog my kinders wat hierso van babetjies al was, groot kon in die sonnaskool geword het en nog steeds na hulle kan kyk. En ek geloof en prys die Here se naam. En ek kan net sê ek loof die Here. En want ek was baie siek, soos Dominee Jaco sê, hy was net so siek geweest. En dit het vat 2 jaar. Ek en Willem het gelyk die kolon gehad, maar hy was gelukkig, sy darm kon gelas geword het, maar myne moes verwyder geword het. So ja, ek loof en prys die Here vir sy grootste naam. Dankie almal. Dan vra ek asseblief vir die doopelinge, die wat graag gedoop wil word, om vorentoe te kom. Tiaan en ook vir Bianca, julle kan net hier voor die kleintjies staan, want hulle ook kan sien hoe as getuies al die beloftes en al die goeders wat julle nou julle lewe gaan wegteken hierso by ons. Getuies daarvan ook. So, julle kan so 'n bietjie draai, Tiaan, miskien sodat julle vir my ook kan sien. Ja, dis reg. Dit is. Wil jy nie voor almal staan nie? Ja. Okay. So ek wil graag 2 vrae vir julle vra, en die eerste vraag wil ek graag hê julle moet antwoord met ja, as julle dit sodoende in julle harte glo en ook sodoende aan dit vashou. Jan, het jy jou sonde aan God bely en van hom vergifnis verkry? Het jy in geloof jou vertroue in Christus as jou verlosser en saligmaker geplaas? So antwoord jy. Ja. Bianca, hoe antwoord jy? Ja. Okay. Volgende een. Met die vraag wil ek graag hê julle net antwoord met ja, ek beloof. Weer eens as dit so op julle harte gelê word. Tiaan, ons begin met jou. Beloof jy met die genade van God, die Here Jesus Christus te volg en hom in sy gemeente vir ewig te dien? Ja, ek beloof. Bianca? Ja, ek beloof. Okay, baie dankie. Dan vra ek net dat julle ons sal verskoon dat ons net vir ons swemklere gaan aantrek daar agter. En dan ook sodoende dat Robbie sal sekerlik net 'n liedjie speel. Dankie. Ek wil net seker maak kan almal ons sien wat ons wil sien. Kan ons vra vir julle net om so 'n bietjie, kom sit 'n paar van julle hierso. So, okay, 'n paar. Ja, nie almal nie, maar net 'n paar. Okay, kom sit hierso. Kyk hierso, so 'n plekkie net hier. Dan kan jy alles sien. Okay, is dit nou 'n bietjie beter vir almal? Okay, maar dit is nie inval nie. Okay, so dan reg. Okay. Okay, dan moet jy dit doen. Okay, nou moet julle saggies nee. Bianca, op grond van jou belydenis van jou bekering tot God en jou geloofsverbintenis met die Here Jesus Christus en jou persoonlike verlosser en Here en jou versoek om gedoop te word, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So. Ja, eintlik aan die kant toe, maar dit is so reg. Okay, is jy reg? Okay. Tiaan, jy kan vorentoe kom. Ek weet jy is meer die skamer enetjie. Tiaan, op grond van jou belydenis van jou bekering tot God en jou geloofsverbintenis met die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en Here en jou versoek om gedoop te word, doop ek jou nou in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees. En Tiaan, jy moenie nou weghardloop nie. Jy moet omdraai die kant toe. Okay. Nou, ja, kom net eers 'n bietjie langer. Hou daai neus vas. Okay. Dankie. Tiaan en Bianca, julle kan weer vorentoe kom asseblief. Ons wil net julle doopsertifikaatjies vir julle gee en dan wil ek net vra Tiaan, Dominee Jaco, as jy net sal vorentoe kom, dan wil ek net vir hulle bid en as jy net hier by hulle sal staan, glo ek dit sal ook meer spesiaal wees. Ek kan sien, as jy 'n lus om vorentoe te kom nie. So Bianca, ons sê vir jou baie geluk en mag hierdie ook 'n dag vir julle albei wees, wat julle sal onthou 'n mylpaal in julle lewe waar julle self in gehoorsaamheid by die Here se voete geplaas het en ook sodoende van nou af 'n diep pad en wandel saam met hom gaan stap. So ek gee hierdie vir jou as bewys daarvan, gooi sommer 'n drukkie. En Tiaan, hierso's vir jou ook. En onthou as ek kom kuier, dan moet dit nie hier wees nie. Ja. En dan vra ek net, as jy net so by julle Vader sal staan en dan gaan ek net vir julle bid saam, as dit reg is. Kom sluit die oë. Vader, ons kom op 'n dag soos vandag by mekaar die weer met groot vreugde en blydskap in ons harte. Want Vader, hoe kan ons anders hierdie gebeurtenis ervaar die weer? Vader, soos wat ons nou van getuig het, glo ek in my hart dat daar ook vanoggend daar in die hemele feesvieringe gevier word omrede nog 2 kinders van U in gehoorsaamheid U woord volg. Maar Vader, ek bid vir hulle toekoms saam in die huwelik. Vader, mag U vir hulle diepere betekenis saam van U gee en mag hulle saam U soek. Mag hulle ook sodoende saam U woord volg en ook mag U Gees hulle lei in elke struikelblok wat nog voor lê in hulle lewens en ook sodoende, Vader, vra ons nie vandag vir hulle paai om gelyk te maak, dat U hulle paai sal gelyk maak nie, maar ons vra dat U vir hulle die wysheid sal gee om ook sodoende die regte keuse te maak as hulle by 'n kruispunt kom. En Vader, so vra ek ook vir hierdie kleintjie wat op pad is. Vader, ons bid as gemeente ook beskerming en seëning oor die kleintjie. En Vader, mag die kleintjie ook in 'n godvreesende huis groot word, waar 'n pa en 'n ma U eerste plaas. Vader, ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Ek kan nie anders as my maatjie iets sê, dan moet ek ook iets sê. Julle, wat 'n wonderlike voorreg was dit om 'n pad saam met die Here te kon stap. Die laaste 6 jaar. En Dominee Jaco sal hierdie onthou, die kerk wat eendag by my huis kom kuier en toe sê ek 'n ding wat ek na die tyd dink ek nee, ek weet nie waarom, dis nie my woorde daai nie. Want ek sê ek is so dankbaar die Here het vir my kanker gegee. Want ek kan met mense deel en ek kan gesels oor. En Dominee Jaco, ons is 6 jaar later en ons kan nie anders nou. Inteendeel, dit is ons plig nou om te sê, Here, ons het 6 jaar terug, het ons gebid vir my, ons het gebid vir Tannie Frida, en ons staan vandag hier voor. So, ons loof en prys hom, hy is almagtig, maar ek weet, en dit was die keerpunt vir my gewees, en ek dink Tannie Frida kan saamgesels, die keerpunt was gewees, die ou kan sê, dit maak nie saak nie, soos wat ons nou gelees het uit die woord, maar Here, as hy ons nie in die vuur gaan nie, dat ek op daai punt kon kom om te sê, dit maak nie saak nie, dit is in God se hande, dit is sy wil, maar dit maak nie saak of ek gesond word hier op aarde nie. Ek weet dat ek saam met hom 'n pad kan stap na die ewige lewe. Amen. So alle eer aan die Here, en kom ons sing dan ook tot eer en verheerliking van sy naam. Dan vra ek net dat julle so staande sal bly net vir die seën groet. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou te dra as jy val. Die Here is onder jou om jou te beskerm teen die aanvalle van die bose. Die Here is binne jou om jou te lei met die Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Totsiens julle.